Goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is gereed vir nog 'n lekker episode saam met ons. Today is the 17th of September. It is the 260th day of the year, which means there are only 106 days left of this year. So, as jy enige doelwitte vir die jaar gehad het, is dit hoeveel tyd jy het om alles af te handel. Nou ja, toe Ras, dit klink vir my na 'n goeie idee. Kom ons vergeet net gou van daardie ekstra druk wat ons almal skielik voel en kyk waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons gesels met Dr. Angelique Coetzee oor seisonale allergieë. Ons gesels ook met die legendariese Springbok Kruinhou Otto. Ons gaan teater toe saam met Ruth the Musical. En ons word vermaak deur die vioolklanke van Schiphol. Maar is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies, Ras. Yes, Elsa, what is the strangest thing that you've seen on the highway here in South Africa? Soos byvoorbeeld op die N1. Ek moet nou dink. Ek dink dit sal maar seker net mense wees wat hopeloos te stadig beweeg. Ja, dit is mos nou iets wat jou grensloos kan irriteer. Ja. Onthou jy daai storie 'n paar jaar terug toe is daar 'n kameelperd wat of die twee kameelperde wat was regtig tragies. So can you imagine a Formula 1 car speeding past you on the N1? So that's exactly what happened to motorists in the Czech Republic. But after 6 years on the run, the so-called phantom race car driver has finally been caught. Back in 2019, motorists reported seeing a red Formula 1 style car racing along Czech highways. Now, for years, the police couldn't identify the mystery driver because he always wore a visor helmet. And the legend grew until about a week ago, when police finally tracked down the man, a 51-year-old, to a property just outside Prague. Now, he denied ever driving the Dallara race car on public roads, but police say the car is illegal because it has no lights, no number plates, no safety features, and if found guilty, the man faces a driving ban of up to a year and a fine between 4,500 rand and 9,000 rand. I don't think that fine is that bad for the amount of time that he was on the roads driving very fast, very recklessly, no number plates, no lights, in die nag in. Kyk, ek wou aan die begin gesê het, ek beloof dit is nie ek nie, maar dit was nou darm nie nodig nie. Maar ja, ek sê gedink die boete is heel wat meer. Ek het ook gedink, lees ek reg, is dit 9,000 of 90,000? Nee, dis 9,000. En die feit dat dit vir soveel jare aangegaan het voordat hulle hom kon keer en nou sê nee, dit was nie ek nie, maar wie anders het nou daai kar in die dorpie waarin jy bly? Wat is die ergste of die duurste boete wat jy al moes betaal? Moet ons persoonlik raak? Ja, nee, asseblief. ek was een keer afgetrek en dit het amper ontaard in 'n baie groot nagmerrie op pad Karoo toe. Maar ek wil dit nie daar, ek dink ek wil dit Jy gaan dit daar los. Ek wil nie uitbrei nie. Maar ja, ek moet sê, ek het nog nie 'n buitensporige duur boete gehad nie. Ja. Dink dit is redelik gemiddeld, nog nooit by 4 of 9,000 rand uitgekom nie. Wat van jou, Ras? Ek kry nie baie boetes nie en as ek Jy's mos 'n pluggie op die ek pad. is 'n pluggie want omrede ek het so 'n chip in my kar wat connected is aan my versekering. So dan trek hulle punte af as ek te hard die brieke trap of as ek nou te vinnig bestuur of wat ook al. So ek sal nou met volle selfvertroue daar by die padblokkade inry en dink nee, ek het nie enkele boete nie, maar so 2 jaar terug, toe is daar vragtig 2 boetes op my naam. 350 rand and then another 350 rand. Because I don't get fines. So say well, have I got news for you? So dit was nou vir my 'n bietjie van 'n skok, maar ek dink baie meer gehoorsaam as wat jy ry of gery het. Ek moet sê, ek dink by dieselfde versekeringsgroep as jy en daar is ook daai puntestelsel, maar dit werk net nie. Maar ek dink na aanleiding van die R2-wetsontwerp en al die dinge, jy weet wat ons kan verwag in die toekoms, is dit belangrik om dalk net so lank, jy weet, in daai gewoonte te kom om liewer maar net so rustig as moontlik te ry. Ja, maar ek dink ek sou 'n goeie Formule 1 renjaer gewees het. Ek dink so. En as jy nou kon kies, sê nou ons snelweë was soos die autobaan in Duitsland waar jy nie met 'n spoedbeperking moes ry nie. Wat se kar waar jy regtig graag wou ry? Van die Formule 1 karre? Of enige kar, the car of your dreams. Ag, ek dink ek gaan maar net sê die vinnigste moontlik. Ja. Dalk 'n
Mercedes. Ja, my seentjie is nou baie into karre en so daar's nou hierdie Bugatti Veyron wat een van die duurste karre op aarde is. Ja. So ek dink as ek nou kon droom, sou ek nou daai een kies. Wel, ek dink dit is goeie keuses, maar nietemin, al wat ek wil sê is Ras, as jy ooit saam met my iewers heen moet beweeg op die pad, ek beloof dan is ek baie meer versigtig en verantwoordelik. Met jou baba Rosie. Met my baba Rasie. Hey, dit sluit so mooi aan by die volgende storie. Want so gepraat van luukse wiele. Wat dink jy kos 'n stootwaandjie in vandag se tyd? Ek sien so baie van hierdie smaakmakers en mense wat hulle baba reis seker deel en 'n swangerskap reis deel wat regtig duur stootwaandjies koop. So ek het al gesien 100,000, 120,000. Ja, dit is verstommend. Ek dink dit is buitensporig duur. Ja. En daarom is ek in hierdie stadium nog dankbaar, maar jou baba kan nou as te ware in soveel styl soos 007 rondrits. Die luukse motorvervaardiger Aston Martin het met die kinderhandelsmerk Egg saamgewerk om 'n splinternuwe baba stootwa te bou. En dit is nie sommer 'n gewone stootwa nie, hoor. Die model bied 'n sitplek met 'n veiligheidsharnas wat lyk soos die van 'n sportkar en is afgewerk in die klassieke Britse resies groen. Die ontwerp is gebaseer op die gewilde Egg 3 stootwa en bied ook al die praktiese elemente soos 'n groot sonkap, verstelbare sitplekke en stoorplek, maar in die styl waarvoor Aston Martin bekend is. Die prys? Ongeveer R55,000. Dit is eintlik minder as wat ek sou gedink het 'n Aston Martin Pram would cost. Really. Ja, want jy's bekend of vertroud met stootwaandjies wat duurder is. Ja, maar dit lyk verskriklik oulik. Ek dink ou baba Rosie sou baie mooi pas in daai, wat noem hulle dit, resies groen Aston Martin. Absoluut. En dit is alrede waarom ek so een sal aanskaf, is as ek die voorreg kan hê om 'n ou baba Rosie in daai stootwaandjie te kan hê. As jy nie verstaan waarvan ons praat nie, ons het 'n paar maande terug op ons Instagram 'n video geplaas van ons en Pieter en Thys as babas. Dis steeds daar, so as jy dit nie gesien het nie. Beslis. Dit is baie snaaks. Ja, gaan loer gerus. Ek dink jy was nog steeds die oulikste baba. Dankie. Maar ja, ek dink net om terug te kom by die storie, dit is regtig vir my verstommend, want ek dink dinge het oor die jare soveel duurder geword, veral wanneer dit kom by babas. En ek het werklik respek vir elke liewe ouer in vandag se tyd met hoeveel die goed kos. Ja, en ek dink mense is so behep nou met handelsmerke en die diergoed. Daai kind groei so vinnig. Ek gaan nie onthou of jy Aston Martin stootwa gehad het nie, of een wat jy by die winkel op die hoek gekry het. Solank dit by die veiligheidsreëls en al daai vereistes voldoen, then it's fine. As long as your baby is safe and healthy, it doesn't need an Aston Martin pram, but it's good to know that that's an option for some people. Nou, kyk, as dit wat 'n pram kos, then the world is not enough, James Bond. Bly ingeskakel, ons kuier net hierna verder en vat ons oggendpraatjies bietjie verder. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg, leef verliefd steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed.
Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. We're gonna be alright. Let's go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher. Let's go higher. Let's go higher. We're gonna be alright. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Welkom terug. Daar is nog baie om na uit te sien in vandag se episode. Ons gesels onder meer later met die Springbok-legende Krynou Otto en die musiekant Sheppel gaan sorg vir musiek met sy viool. Maar ons gaan vereers voort met ons oggendpraatjies. As ek weet nie of jy onthou, laasweek is die Nepalse minister van Finansies, Bishnu Prasad Paudel, byna kaal uit sy klere gestroop en deur die woedende betogers deur 'n rivier gejaag te midde van betogings oor korrupsie en stygende pryse en werkloosheid in die land. Ja, so dis nou die storie waar dis nou nie die storie waarop ek wil fokus nie. Dis net bloot om 'n punt te illustreer dat korrupsie wêreldwyd 'n probleem is en ons in Suid-Afrika ken dit goed, ongelukkig, maar Albanië het 'n moontlike oplossing gevind. Op Vrydag die 12de September het die eerste minister van Albanië, Edi Rama, 'n virtuele minister in sy kabinet aangestel om korrupsie te beveg en deursigtigheid te bevorder. Die nuwe digitale minister is bekend as Dialla, wat son beteken in Albanees, en bestaan net in virtuele vorm. Sy is vroeër vanjaar saam met Microsoft ontwikkel en het reeds op Albanië se e-regeringsplatform miljoene gebruikers gehelp met digitale dokumente en navraag. Rama sê Dialla sal verseker dat alle openbare tenders 100% korrupsievry is. Imagine. En dat die regering vinniger en meer deursigtig kan funksioneer. Sy word selfs as 'n simbool gesien van Albanië se strewe om binne die volgende paar jaar by die Europese Unie aan te sluit. Met haar tradisionele Albanese volksdrag as digitale voorkoms is Dialla nou die eerste KI-minister wat amptelik deel van 'n regering se kabinet vorm. Is dit nie vir jou 'n eienaardige storie nie? Dis eienaardig en ek dink weer eens 'n bewys dat kunsmatige intelligensie besig is om oor te neem. No one's job is safe. Veral as jy 'n korrupte minister is, daai KI-minister gaan vir jou uitwis. Ek dink ons kan by Albanië leer in daai opsig. Ek dink ons kan miskien so 'n virtuele minister hier ook aanstel. Dit sal baie help. Kyk, Ross, my grootste droom, ek het ook maar 'n droom om 'n minister te kan wees. Ek wil net so graag die minister van ontbyttelevisie wees. En nou wonder ek of jy nie dalk kan uitreik na Albanië toe. Miskien, jy weet, Om 'n virtuele Elsa
Ja. Of wil jy dit in persoon doen? Nee, ek dink ons moet 'n virtuele weergawe daarvan maak. Hulle kan nog 'n minister aanstel of hulle moet vir ons raad gee om dit hier te kan doen. Miskien kan ek dit hier as Elsa doen. Ek dink as 'n idee, dink ek dit is regtig in as a concept, I think it's quite good. Ja. But I think artificial intelligence has got its limits and it's got its restrictions. Yeah. So, I mean, there's obviously the program was designed in conjunction with Microsoft, and Diella knows exactly what she's doing in terms of just enforcing the law and making sure that policies are followed through on and all of that stuff. But I think aan die einde van die dag is hierdie vir my 'n werk wat deur 'n regte mens gedoen moet word. Ek wil by jou aansluit, ja, want nee, gaan eers Maar presies. 'n regte mens that's got a very strict moral compass and is Ja. not going to be led astray by corruption and taking shortcuts and all of that kind of thing. So as ons daai menslikheid binne in die robot of in die kunsmatige intelligensie kan kry, then great. But I think there is a certain degree of humanity that you do need in order to be involved in government of a country. Definitief, en ek dink wanneer dit by 'n rol soos 'n minister kom, jy is tog daadwerklik deel van iets soos oplossings, jy weet, om Ja. oplossingsgedrewe te wees, en ek dink dit kom saam met lewenservaring. Plus, daar is 'n verantwoordelikheid om verhoudings te bou. Jy weet, nie net binne die land nie, maar dalk ook met ander lande. En ek dink dit is waar daar moontlik so 'n bietjie gebreke kan wees wanneer dit kom by hierdie konsep. Ja. So dit is weer eens, ek dink dit maak my so 'n bietjie bekommerd na aanleiding van waarheen dinge op pad is. Maar ek meen dalk is daar dalk dan minder korrupsie oor die algemeen in die wêreld. En dan as 'n mens kyk na hoe groot ons kabinet is, Ja, dalk is hierdie 'n goeie manier om daai kostes te bespaar in 'n mate. ja. My vraag is net, wat is volgende? 'n Kunsmatige intelligensie of virtuele president? Ja. Kan jy dink? Maar as dit nou werk en hulle sien dit kan werk, dan is ons in die moeilikheid, want ek weet nie of jy ooit daai Terminator reeks van Flix gesien het nie. Ja. But the robots are up, they're rising up. Like kan hulle oorvat, kan die stelsel aan die einde van die dag dalk vir ons heeltemal overrun, and then who's in charge? Then the robots are in charge and we're like these little human slaves. You Ja, know? en dan is daar natuurlik iets soos politieke beleid, wetsontwerpe en Yes. dis meer wat konstant dalk 'n bietjie aangepas word of verander word. So daai sagte ware van so 'n virtuele minister, dink ek gaan ook gereeld bygewerk moet word Ja. om einde ten laaste hulle werk te kan uitvoer. Maar dit is ook die ding van menslike ministers. Is hulle by met die wetgewing? Weet hulle hoe om die besluite te neem sodat die land op die beste manier kan regeer word? If it's easy enough to just update the software of the artificial intelligence, then maybe that's the direction we need to go in. Wel daar het jy dit, ek en Roseanne gaan ondersoek instel. Bly ingeskakel, want net hierna gaan ons teater toe saam met Ruth the Musical. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning, en onthou dat al hierdie gesprekke ook later op ons YouTube kanaal beskikbaar sal wees. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Choose your health. Choose Clicks with great health savings. Buy any 3 Cepacol products, cheapest one free. Buy any 3 Viral Guard adult or junior products, cheapest one free. Get Texa Allergy 30 tablets, $93.99 per pack. And buy any 3 Benelin products, cheapest one free. Choose your health. Choose Clicks. Feel good. Pay less. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Ruth the Musical is 'n oorspronklike blyspel wat van 12 tot 21 September by die AfriForum Theater te sien is. Hierdie produksie vertel die Bybelse verhaal van Rut en verweef dit met 'n moderne parallel deur die verhaal van die karakter Chloe. En ek gesels nou met Polida van die Kerk, mede-skepper en ook skrywer, en David Konrad wat Boas vertolk. Baie welkom aan albei van julle. Goeiemôre. Baie dankie, goeiemôre. Nou, Polida, ek wil graag vir jou vra, wat het jou geïnspireer om die verhaal van Rut in 'n moderne konteks te vertel? Dit was vir my baie belangrik dat die Bybel ook vir almal relevant is vandag. Ja. Weet mense is geneig om te lees en dan dink jy, dis net van toepassing op daardie mense in daardie tydperk. Die Here werk nie so vandag nie. Maar dit was my belangrik om dit oor te dra, dat dit vandag nog relevant is, en daarom het ons iets gedoen wat baie meer modern is. En net voordat ek nou by jou uitkom, wil ek ook net vir jou vra, wat is die parallel wat dan tussen Chloe en Rut getrek word? Daar's baie parallelle, net soos wat daar parallelle in my eie lewe is. Die parallel met Chloe is dat sy haar ma is oorlede, soos wat Rut se man oorlede is. Naomi se 3 seuns, is dit, daar's 3 wat oorlede is, haar man, en dan Malon en Kilion, haar 2 seuns. So is Chloe se ma oorlede aan COVID. En dan daai stryd en daai vreeslike routydperk waardeur sy gaan, en dan trek Rut, en want Naomi sê, hier is nie meer vir ons voorsiening in hierdie land nie, so kom ons trek. Die Here voorsien in Bethlehem, die droogte is verby daar, ons gaan terug na ons huis toe, die huis van brood. En so moes Chloe ook trek, om van haar omstandighede weg te kom. Sy vlug eintlik van haar omstandighede af, sy weet nie hoe met haar vreeslike verlies te hanteer nie. En dan trek sy ook, sy trek van haar universiteit, word sy oorgeplaas na 'n ander universiteit toe, en ja, en so is daar baie parallelle, dan moet sy deur haar geloof weer by die Here uitkom, en dit is 'n vreeslike geloofstryd, maar Rut se geloof is onwrikbaar, en dan leer sy by Rut, wat haar ma vir haar vertel van Rut, en gaan terug na Rut se boek toe, verwys die hele tyd daarna. So, ek dink dit is 'n baie inspirerende benadering. Nou, David, ek wil ook vir jou vra, Boas se karakter is sentraal in Rut se verhaal van loyaliteit en iets soos redding. Hoe het jy jou voorbereiding aangepak om hierdie rol getrou aan die teks, maar ook emosioneel na vore te bring? Dis 'n baie goeie vraag. Ek wil net sê, jy weet, ek het die wardrobe uitgekort, dus ek het my Boas pants gebring. Dis die mesh van die, jy weet, van die toekomstige en die, jy weet, die ou Bybelse, dink so hierdie tafel irriteer my verskriklik, maar is okay. Moet hom net nie omgooi nie. Ek sal nie, ek sal myself gedra, ek het Polida beloof. Weet jy, ek het een van die notas wat ek vir myself gemaak het was Boas is 'n meesterklas in quiet masculinity.
En ja, voorbereiding was maklik. Ek het die boek Rit in die Bybel gelees. Goed. En dan, jy weet, dankie tog. Ek dink dit is 'n goeie begin geweest. Dis 'n goeie begin, ja. Hy daarom bietjie onvoorbereid. Jy weet en dan jy weet ek dink die pad van 'n akteur is dis altyd empaties, jy weet. As ek nou so luister na Poleida, jy weet ons dink ons het issues as ons wifi af is, jy weet en hierdie mense het regtig, jy weet die goed waardeur hulle gegaan het in terme van hierdie twee vrouens, Naomi en Ruth wat hulle families is uitgewis en hulle het nie geweet, jy weet die pad vorentoe nie. Jy weet en dan hoe dit jy weet absoluut tot die fondasie lê van die lyn wat Christus na vore gebring het. En dis wat vir my so ongelooflik is van dit wat ons wat ons verbring. En ja, so ek hoop ek het jou vraag beantwoord. Ek nou ADHD. Nee, absoluut. Nee, en ons is net baie bly jy is soort van 'n karakter ook hierso. Ja, maar ek het my bes probeer. Ek wil tog vir jou vra. Ek meen want ek neem aan dat so 'n blyspel en ek dink 'n mens sien dit met sommige van die oorseese reekse ook, jy weet, daai geestelike reekse waarna ons kyk soos The Chosen byvoorbeeld. Ja. Ek kan dink dat daar sommige emosionele dele ook is tydens die proses van so 'n produksie. Is daar iets wat miskien vir jou uitgestaan het wat vir jou baie emosioneel gemaak het? So baie. Ek bedoel die beste wat ek vir jou kan sê is as jy op die verhoog kyk, ek sien altyd die mense as koringgerwe, jy weet jy het mos maar jou fourth wall tegnieke wat jy gebruik net om jou in die oomblik te hou. Ja. Maar dan soos nou gisterand toe so lekker so 'n paar boere oomies wat daar sit, jy weet en dan jy sê die koringgerwe sien dan sien jy is daar so 'n kwaai gesiggie. Dan gaan jy maar aan. En jy weet aan die einde van gisterand se show toe daai kwaai gesig is daar 'n klomp boere oomies daar gesit en hulle oë uitgechunk. Jy weet en so dis vir my, jy weet ek kom hoofsaaklik maar meer uit TV uit. Ek het alweer al shows soos Binnelanders en al daai goeie te doen. I haven't been stirred jy weet regtig geroer deur 'n stuk soos wat ek met hierdie is. Wat vir my lekker is soos jy begin speel, dan jy begin relate met die karakter en ek dink daar's een stukkie waar ek 'n monoloog doen as Boas wat ek jy weet wat dit my begin tref, ek weet Poleida hulle het ook eendag wat ons sê, wow, okay, wat het daar gebeur? En dit was daai oomblik wat jy voel, okay, hierdie ou het vir 50 jaar, jy weet hy die Here vertrou. Jy weet hy's 'n goeie man wat lief is vir die Here. En toe ontmoet hy iemand wat hy dink, ja, okay, ek het nie hierdie verwag nie, maar dan vind hy uit maar hy kan nou eintlik nie, jy weet, redeem nie. So ek het van sy hoekom Here? Jy weet, ek verstaan hierdie nie, jy weet, en hulle wat net soos wat gaan nou hier aan, jy weet. En ek dink dit is waarmee mense, jy weet, kan relate en kan en vereensalwig. Jy weet, dankie vir jou mooi Afrikaans. Ek spreek weet jy dis net 'n plesier. Hulle noem my blybaar die HAT van hierdie program, maar nietemin ons beweeg aan. Ek sien dit. Ek wil so lank net vra waar kan ons kaartjies in die hande kry? Die maklikste is die AfriForum webblad. Jy kan ook gaan na Ruth the Musical se webblad. Kan ook van daar af. Dis www.ruththemusical.co.za. Kan ook daar kaartjies kry. 2 kliks dan jy daar. Ja. Dis op die Tixa platform en dis van die 12de tot die 21ste September. Ja, en kry dadelik jou kaartjie. Daar's nou nie meer baie tyd oor nie. Ja. As ek net kan sê dit is kerk op 'n level wat ek dit lanklaas ervaar het. Dit is asof God se gees tasbaar is nog met elke performance. So ek dink dit is iets wat 'n mens wil beleef. Julle baie dankie dat julle vandag hier by ons kom kuier het en ek is seker daarvan ons almal gaan 'n plan maak om hierdie blyspel te gaan kyk. Baie dankie. Nou jy bly ingeskakel want net hierna is dit tyd vir jou geldsaake net hier by Goeiemôre Good Morning en maak seker jy gaan kry jou kaartjies in die hande vir hierdie blyspel. Jy wil dit nie mis nie. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home.
With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. AC/DC Express. Everything electrical. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis nou tyd vir jou geldsaake en vandag bespreek ons aftreebeplanning met Elizay Coetzee van Everest Wealth. Baie welkom weer eens Elizay, altyd lekker om jou te sien op die program. Ja, dankie dat ek hier kan wees. Ek wil nou net begin by die vraag, wat is termynbeplanning en hoe moet mense jou geld amper in mandjies verdeel terwyl jy in jou aftredefase is? Ja, kyk, baie mense mik altyd vir 'n aftreedatum, maar na aftrede dan is asof dit alles net van die bus afval. So dit is baie belangrik om jou geld in dan nou mandjies op te deel, met ander woorde risikovlakke op te deel en termynvlakke op te deel. So normaalweg kyk ons na 'n korttermyn risiko wat enigiets tussen 1 en 3 jaar is, wat natuurlik jou inkomste moet wees. So dit is wanneer jy jou geld moet onttrek binne 1 tot 3 jaar en daar kyk ons na 'n bateklas wat jy in belê wat normaalweg 'n kontant bateklas moet wees. So hy gaan nie vreeslik wisselvalligheid ervaar nie. Jy gaan nou nie onttrek wanneer hy op 'n af is nie. Hy gaan redelik 'n goeie opbrengs gee. Nou nie goed nie, maar 'n konservatiewe opbrengs is natuurlik nou nie iets wat vreeslik op en af gaan nie. So enigiets tussen 6 en 8% miskien. Dan kyk jy na 'n medium termyn, is enigiets tussen 3 tot 5 jaar, wat jy nou effekte bateklas natuurlik kyk, net vir jou daai bietjie meer van 'n buffer in te sit. Met ander woorde, as jy dan nou moet onttrek om jou geldmandjie weer aan te vul, dan onttrek jy van die tweede vlak. En dan kyk jy na die langtermyn vlak natuurlik, wat tussen 5 jaar en langer is, en daar kan jy 'n bateklas kies soos effekte of aandele of so, wat vir jou inflasiebeskerming sal bied natuurlik, wat vir jou 'n ekstra bonus of boost sal gee, sodat jy definitief jou geld laat groei, want op die einde van die dag, jy kan nie alles net in die korttermyn sit en 'n 6 of 'n 8 of wat ook al persent opbrengs kry nie, want jou geld gaan nie vir jou werk nie, jou geld gaan nie hou nie. Ja, so dit is basies om te sê, 'n klein bietjie risiko wat mense regtig goed bestuur. Ja, verspreiding. Yes. Ek wil ook weer uitvind, hoekom is dit belangrik om 'n kontant buffer te hê, soos wat jy nou genoem het, en hoeveel geld moet mens eintlik dan eenkant sit om jouself te buffer en te beskerm? Ja, kyk, voor aftrede en na aftrede werk bietjie anders, soos die golden standard wat hulle natuurlik na verwys in finansiële beplanning is. Wanneer jy voor aftrede is, werk ons op 6 maande se uitgawes, wat ten minste vir jou en jou spaarrekening dadelik toeganklik sal wees. Ja, dit gaan nie 'n goeie opbrengs kry nie, maar dis nie die doel nie. Daar's nie eintlik 'n rede vir 'n opbrengs nie. Dis net sodat jy jouself kan beskerm vir onvoorsiene uitgawes, dat jy nie van jou beleggings moet onttrek om natuurlik hierdie probleem aan te vul nie. Sê maar nou net iets kom met jou medies oor en jou mediese fonds betaal nie als nie, of wat ook al dit mag wees. Nou moet jy ewe skielike belegging gaan losmaak, 'n penalty betaal, of dalk in die mark nou moet jy ongelukkig die verlies realiseer want die markte is nou af. So dit is hoekom jy dit in 'n kontant mandjie sal sit. Na aftrede werk dit bietjie anders. So daar kyk jy gewoonlik om tussen 1 en 3 jaar se inkomstes in 'n geldmandjie, met ander woorde 'n money market fund of 'n
kontant bateklas te sit, daai tipe fonds, sodat jy weet, is indien daar enigiets markwisseling sou plaasvind of jy weet ek het nou ewe skielik ekstra inkomste nodig of ek het 'n hoër inkomste volgende jaar nodig, dat jy okay gaan wees. Met ander woorde, jy gaan nie jou effekte of jou aandele verhandel nie. So jy realiseer nie jou verliese nie. En onthou jy het nie meer 'n inkomste wat aktief is nie. Met ander woorde, jy gaan nie werk fisies met jou liggaam om nog 'n inkomste te verdien. Jou beleggings moet werk vir jou. So dit is waarom dit belangrik is. Elisay, wat is die 3 slaggate wat mense regtig moet vermy wanneer dit kom by aftrede in jou geld? Ek sou sê emosies. So daar's 'n moeilik met geld, hoor. Moeilik. Daar's altyd 'n intuïsie wat jy natuurlik moet volg, maar op die einde van die dag, as jy verliese sien in jou portefeulje, tans is ons in 'n bullmark. So met ander woorde, alles gaan op. Dit lyk goed, die opbrengste lyk goed. Jy weet, dit alles lyk goed. Finansiële beplanning lyk goed op hierdie stadium. Jy kan jou makelaarprys, dankie tog, ons het goed gedoen. Wag tot daai teerpunt kom om te draai. Dan gaan ons in 'n beermark val. So dan gaan alles bietjie slegter lyk. Maar as jy enigsins paniekerig raak en dan nou onttrek, dan realiseer jy mos nou jou verliese. So hou die mark uit. Daar gaan altyd wisselvalligheid plaasvind. So dis nie iets waarna jy moet wegskram nie. Wat afkom moet opgaan, jy weet daai tipe ding. Ons moet nou net kyk daarna. So ek wil bietjie gesels oor die onttrekkingsreëls en daai 4% en wat is eintlik soos in terme van die regering en die wetgewing, wat is die reëls rondom onttrekkings? Okay, so hier praat ons van 'n lewende anniteit. So, die wetgewing in Suid-Afrika is tussen 2.5% en 17.5% inkomste wat jy magtig is om te trek van jou lewende anniteit. So, daar gaan jy weet, 'n goeie reël, noem hulle 4% reël, dit is deur 'n man ontwikkel in die FSA met sekere, jy weet, is 'n goeie ontwikkelende land ensovoorts. In Suid-Afrika moet ons bietjie wegskram daar. Daar moet ons bietjie kyk, weet, ons land is dalk nie so goeie ontwikkelende land nie. So daar kan ons kyk tussen enigiets tot 'n 3 tot 'n 4, miskien 'n 5% onttrekking. Dit hang af wat jou portefeulje presteer, wat die inflasie is van ons land. Dit hang af van baie faktore. Maar as jy kyk na 'n 4% onttrekking en jou opbrengspotensiaal is byvoorbeeld 'n 8% of 'n 10%, dan bou jy al 'n buffer in vir groei in jou portefeulje. Onthou, hierdie geld kan jou net so lank hou. As jy byvoorbeeld 80 raak en jy het nou hoë sorg nodig of so, dan kan jy bekostig om bietjie meer te trek. Dan kan jy kyk na 17.5, want vir wie hou jy nou eintlik die geld? Dan sal jou kinders dit nou nodig het. Maar dit is definitief belangrik om te kyk dat jy minder trek op vroeg aftrede ouderdom en hoe ouer jy raak, dat jy daai geld kan spaar vir jou groter behoefte. Niemand weet hoe lank hulle gaan lewe nie. As ons het, dan sou dit baie nice gewees het, maar ongelukkig weet ons nie. Jy het nou gepraat oor 'n lewende anniteit en die Amethyst Living Annuity is ook iets waaroor ons kan gesels. Ja, so Everest Wealth, die produkverskaffer, bied 'n oulike lewende anniteit beleggingsstruktuur aan. En wat hom, jy weet, bietjie meer interessant en bietjie anders maak in die mark, omdat dit een van hulle fondse is natuurlik in 'n geldmandjie en dis gewoonlik 'n 10% allocasie en die tweede fonds is op privaat ekwiteit wat 'n 90% allocasie is. So wanneer ons kyk na die privaat ekwiteit fonds, het hy 'n stabiele en konstante opbrengs getoon vir die laaste 5+ jaar. So dis 'n redelike indikasie van wat hy in die toekoms gaan doen, maar nie 'n definitiewe indikasie nie. So ons kyk daarna 10% opbrengs na fooie en as jy enigiets minder as 10% trek, kan jou kapitaal nog groei. En wat hom nog nicer maak is, hy gee 'n bonus na 'n 5-jaar termyn wat realiseer in jaar 6 van 9%. So wat ook al jy ingesit het aan die begin van die termyn, na 'n 5-jaar termyn in die begin van jaar 6, kry jy daar ekstra bonus en dit is wat hulle inflasiebonus noem. En dit beskerm jou op die einde van die dag. So as jy enigsins na aftreebeplanning nodig het en bietjie meer finansiële advies en leiding nodig het, asseblief kom gesels met ons. Ja, Everest Wealth. Baie dankie, Elisay. Dit is altyd so lekker om met jou te gesels. Jy breek alles so mooi af. Dankie. Dis 'n plesier, lekker dag. So, ons gaan nou volgende praat oor, hulle sê as jou hand juk, is dit geld. As jou neus juk, is dit allergie. Ons praat volgende met Dr. Angelique Coetzee oor seisonale allergie. So bly ingeskakel. Jy kyk na Goeiemôre. Good morning. Jan, the
hours out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Met lente nou goed op dreef, bring seisonale allergieë vir baie Suid-Afrikaners uitdagings soos sinus, jukkerige oë en selfs asma. Ek gesels nou met Dr. Angelique Coetzee oor wat ons kan doen om hierdie simptome te bestuur. Baie welkom en ek gaan met die deur in die huis val deur te vra watter tipe allergieë kom die meeste in Suid-Afrika voor? Yes, goeiemôre en Elsa, ja, dis 'n baie goeie vraag. Dit hang af van die tyd van die jaar wat die algemeenste allergie is. Soos nou met hierdie lente wat ons kry en dan in die somer sien ons geweldig sinusallergie. Met ander woorde, dis styfmeel, sade wat in die lug is. Ek praat nie eers van ons lugbesoedeling nie. Dis heeltyd daar. Dit nie 'n seisoen nie. So vir nou is dit hoofsaaklik soos wat jy nou net gesê het, ek nies, my kop is dik, ek voel nie lekker nie, ek is bietjie geïrriteerd, my keel krap, dis 'n ander ding. Ag, en dan sien jy hierdie ou kleintjies wat inkom, jy weet, die ou neusie is so opgewip soos wat hulle hom kort afvee en die mondjie hang oop as gevolg van allergie. Nou, natuurlik, daai tipe kind met die neusie wat opwip en die mondjie wat so oop hang, het 'n groot risiko later vir tandontwikkeling en probleme wat hulle kan ontwikkel as gevolg van die feit dat hierdie allergie daar is. Maar jy kry tipies, ons noem dit die saliet die teken van hierdie kindertjies. Dan kry jy groter mense, ouer mense wat inkom, ook weer eens met die nies en daai tipe goed. Dan het ons natuurlik ons kosallergie wat gewoonlik, maar dit is nie seisoenaal nie, is maar heeltyd daar. Dan 'n belangrike ene, allergie vir medisyne, medikasie, dis iets wat toenemend aan die opkom is wat ons baie sien. So ek wil net gou hierso mense wat op wat ons noem bloeddrukpille is. Ons hoor hulle gedurig, die oom kom in
uit hierdie krap in sy keel, is eintlik sy bloeddrukpil. En dan dink hulle dit is nou 'n sinus of 'n allergie vir huisstof of styfmeel of daai tipe goed. En dan in die winter kry ons ander tipe allergie en daai allergie in die winter is gehoofsaaklik stof en miete. Jy weet wat jy nou in jou komberse kan kry of in jou matte en daai tipe goed. Dit is die groot tipe allergie wat jy kan kry en dan kan jy natuurlik jou velallergie kry. Daar's verskillende beelde wat 'n ou sien op jou allergie. Maar weer eens die mees belangrikste ding is net om jou allergie te onderskei of jou sinus of allergiese rinitis soos eintlik die term wat ons gebruik van gewone verkoues en daai tipe goed en dan net te weet luister wanneer moet ek 'n dokter sien wanneer moet ek nie 'n dokter sien nie. Nou moet ons vinnig uitkom by dalk 'n paar wenke oor wat ek by my huis kan doen om daai simptome te behandel. Ons het so 2 minute oor. Ja. So as mens daarna kyk dan antihistamine is 'n belangrike een, die regte antihistamine. Ek wil asseblief vir die luisteraars en kykers daar buite sê, oppas vir neusspruie wat jy oor die toonbank koop. Daai gee vir jou 'n erge allergiese rinitis. Dit eintlik word dit 'n rinitis medicamentosa praat ons van. So daai oomie wat sy ek kan nou nie handelsname gebruik nie, maar wat sy neusspruitjie wat hy elke keer gou by die apteek gaan kry wat nie 'n kortison neusspruit is en nie voorgeskryf is nie, is in groot moeilikheid vorentoe met sy arme neus. So wat kan ek doen as ek allergies is vir styfmeel en goed? Weer eens antihistamine, kyk na die seisoene, kyk wanneer dit vir jou 'n probleem is. Jy kan bloedtoetse gaan doen, jy kan priktoetse gaan doen. Op die einde van die dag lê dit in die geskiedenis. As jy vir my sê ek nies elke keer as die lente kom, dan is dit 'n allergie. Ek kan jou gaan toets, maar ek kan nie die styfmeel wegvat nie. Ek gaan nog steeds vir dieselfde behandeling gee. So, weet jy, as jy weet dis honde en katte, jy moet dan nie honde en katte hê nie, maar jy moet ook weet jy gaan nie jou kind altyd kan beskerm teen ander mense wat honde en katte het nie. So jy moet leer om dit ook te kan hanteer. Ons noem dit manage. Jy moet dit kan hanteer en moenie onnodig medisyne gebruik nie. Ons sien dat ouens geneig om as dit nou allergie is, hulle wil môre gesond wees. Ek kan nie die lug suiwer vir jou nie. Ek kan nie die styfmeel wegvat nie. Ek gaan jou leer wat om te doen. Ja. Maar ek kan nie dit vir jou doen nie. Ja. So, jy weet, baie keer sal pasiënte vir ons sê hulle kry sinusspoelings, maar die goed het nie gewerk nie vir hulle allergie. Dit is waar, want ek sê altyd vir die pasiënt, weet jy, jou sinus moes nie eintlik gespoel geword het nie, die lug moet gespoel word. Ja. So, ons het veral hier in Pretoria groot probleme met gewone allergie, styfmeel en daai goed, ons het nie genoeg wind nie. Dokter, ons weet Dr. Angelique kan baie dinge doen, maar ons kan nie die lug noodwendig suiwer nie. Ek is wel baie bly dat jy verwys het na die neusspray, want ek dink dit is ook nogal 'n fout wat ek baie gereeld maak. Maar nietemin, ons gesels dalk in die toekoms weer. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis net 'n plesier. Nou goed, om wakker te word met jeukerige oë en 'n loopneus is beslis nie hoe jy jou dag wil begin nie, maar ons het by 'n paar van julle ingeloer om te hoor, wat maak jou oggend 'n goeiemôre, good morning? 'n Goeiemôre sal vir my iets wees soos 'n lekker koppie koffie, warm koffie, veral op 'n wintersoggend. En dan ietsie lekkers om te eet miskien. En dan aangesien ek nou pensionaris is, miskien in die sonnetjie gaan sit vir 'n rukkie. Ja. Well, good morning for me. It shows me that I have another opportunity to be able to do something that day, to be able to make a change that day, since I don't have a good morning, then it's tough. But then once I see that I have a good morning, then I know that, okay, today's a new day, and then yet more is still yet to come. I think a good morning would be waking up late, especially, and also being surrounded by my loved ones, having a breakfast, at least a nice breakfast before I can go on with my day. Goeiemôre, ek is Arnold Geerts. Lekker om jou saam met ons te hê. Vandag het ek die voorreg om met 'n Springbok legende te gesels. Hy het 38 toetse vir die nasionale span gespeel en het in 95 die Wêreldbeker saam met die Bokke gewen. Die Springbok slot Kryno Otto het nou in die warmstoel ingeskuif. Môre Kryno, so lekker om jou te sien, ouma. Lekker, dankie.
Ek dink die eerste ding wat ek net vir kykers moet sê was jy was veronderstel om verlede week hier te wees en om die Engelse term te gebruik, you dodged the bullet, want toe is jy nou hier nadat ons die All so afgeransel het. Wat was jou gevoel gewees oor die afgelope 2 toetse? Yes, ek dink ek is gelukkig geweest om om vandag te praat. Laasweek was maar moeilik geweest. Ek dink ons was ongelukkig laasweek. Ek dink ons het soveel foute gemaak en ons het net verloor. Maar hierdie week was fantasties. Om so ver te wen in Nieu-Seeland is ongelooflik. Wat het die verskil gemaak, dink jy? Nee, ek dink ons het baie goeie spelers en ek dink die ouens wat die geleentheid gehad om te speel het dalk vir die ander mense gewys. Hoor hierso, as jy teen Nieu-Seeland kan speel in Nieu-Seeland, dan moet jy die geleentheid gryp. Ek dink ons het baie diepte in Suid-Afrika, so ek dink dit sal altyd in ons gunst stel. En ek dink Nieu-Seeland se rugby is op 'n laagtepunt. Ek dink hulle het baie werk aan hulle kant om te doen. Ek dink ek sal verkeerd wees om nie te vra nie. Baie mense sal wel weet, wat doen kry nou Otto deesdae vir 'n lewe? Yes, ek werk vir 'n recycling herwinningsmaatskappy, die Reclamation Group, sorry. Jy mag sê, dis gaaf, geen probleem nie. En ja, nee, so ek is maar bedrywig in herwinning en afvalbestuur. En as ons al die pad teruggaan 95 toe, wat onthou jy van die 95 Wêreldbeker in die wen? Yes, dit was 'n fantastiese wedstryd. Ek het hierdie week en ek teruggekyk na van daai wedstryde en ek het gekyk ons Roemenië wedstryd wat my eerste wedstryd was, het ons het soos 8 toetse gehad voor die wedstryd. Jy weet, soos 'n baie onervare span, maar dit is hoe tye verander het. Daai tyd het 'n ou elke ou 'n geleentheid gekry en die ouens wat goed speel bly in die span. Vandag kry die ouens 80, 100 toetse en dit is normaal. Ja, so, ja. Nee, ons was op 'n golf van daai tyd gewees. Ek het daar baie keer vertel as 'n ou terugkom in die hotel, dan is daar mense wat jou ondersteun, geskenkies op die bed. So dit was ongelooflik. Ek dink daar sal weer 'n gebeurtenis soos daai wees nie. Dit was perfek. As mens terugkyk daarna en wat onthou jy wat dit vir die land gedoen het toe, want dit het van buite af as 'n uitsaaier, dit het ons saamgesmee, maar vir 'n speler, wat het jy gedink het dit vir die land gedoen? Ja, ek dink ek was 22 daai tyd, so ou's jonk en jy weet nie eintlik wat aangaan nie. In so 'n bubble en jy leef my jou eie lewe. Maar ons het op 'n roadshow gegaan na die tyd en die hele land vol getoer met die beker en sekere kulture het dit heeltemal anders te aanvaar as ander. Natuurlik. Ons het 'n sokkerwedstryd ook bygewoon en dit was ongelooflik hoe die mense ons geondersteun het. En ek sien vandag op die paviljoene wie is almal ons ondersteuners en die hele demografie het eintlik verander en dit is fantasties hoe dit nou is. Ek dink almal is nou Springbok ondersteuners. Maar dis maar eintlik soos Madiba gesê het, sport het hierdie manier om mense saam te smee, nie waar nie? Ja, en dit is duidelik vandag. Dit is fantasties. Dis wonderlik om te sien. Kry nou as mens kyk na waar rugby heen gegaan het van jou speel daar af tot nou toe, jy moes ongelukkig op 28 uittreë en jy moes as gevolg van probleme. Hoe sien jy daardie hele beweging en die manier hoe rugby probeer om kopbeserings te beperk? Yes, dit is baie keer frustrerend om te sien dat ouens nie mag hoogvat en weet ons het maar veral die slotte hou maar van bietjie kontak en bietjie boelie. Maar ja, nee, ek dink dit is vandag baie moeilik. Yes, ek dink as ek sou gespeel het, sou ek soveel rooi kaarte gehad het. Hulle het my uitgemaak as die domste rugby speler. Maar nee, ek dink dit is baie goed deesdae. Ek dink die ouens rus meer en hulle recovery is soveel beter. En die ouens is groot vandag. Hier as jy ou kyk na Eben en RG, dit is lang manne en groot en sterk en swaar. So as jy elke week kontak maak met hierdie manne, gaan jy seer kry. So nee, ek dink die mediese veld het baie verbeter in die laaste 20 jaar. En is daar enigsins iets wat jy oor het van daai probleme? Nee, gelukkig nie. My lyf kan ek voel knie en enkels en alles is maar seer, maar nee, ek is 100% Kop is reg. Baie dankbaar daarvoor. Ons is almal baie dankbaar. Kryne, baie dankie dat jy hier was. Ons het dit regtig geniet. Ek sou vir 2 ure lank met jou kon gesels oor soveel dinge. Dankie vir jou tyd. Dankie vir die gesels. Altyd. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, moet nou eintlik nêrens heen gaan nie, want ons kuier verder net hierna en ek kan jou beloof, die man wat ons nou net hier in aksie gesien het, was een van die groot geeste van 1995. Ek hoop ons kry hom sommer baie vinnig terug. Intussen, you tune to Good Morning en dis Goeiemôre in Afrikaans, as jy nie heeltemal seker is nie. Ons is net hierna terug en dan kan jy lekker verder kyk. Gemaak gou 'n koppie koffie, dan sien ons jou net hierna.
Goeiedag, ek is Thys van Zyl en een van die meeste goedes wat ek op 'n daaglikse basis mee werk is natuurlik geld, net soos jouself. En natuurlik een van die vrae wat ons altyd kry is, wat beteken geld vir jou in jou lewe? En ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens eers weet waar geld vandaan kom, hoe dit werk en natuurlik dit dan daarna te verstaan. So met ander woorde, geld is definitief 'n aspek wat dit is lewenslank. Dit gaan vir altyd daar wees, dit was nog altyd daar en dit sal ook wel so in die toekoms wees. So om dit te verstaan is weer eens baie belangrik. En natuurlik geld het waardes en natuurlik maar die waarde wat aan geld gekoppel word, kom van jouself af. Die persoon wat fisies die beursie oopmaak en daai geld gebruik. En dan ook weer eens, geld kan ook 'n leenaar wees. So geldelike leens is baie keer om te sê jy het meer nodig om meer te kan bekom. En natuurlik ook om te sê sukses word daaraan gekoppel en 'n klompie dinge wat saam met dit gaan. Maar natuurlik ook geld wat ook opgegaar word, vrot. En natuurlik kan 'n ou dit nie toelaat nie. So jy moet so nou dan met jou ook jou geld wat jy het, moet jy ook geniet. Jy kan nie net altyd wil wegsit en net vir môre oor môre dink nie, want dan is dit ook natuurlik 'n gebrek aan vertroue. Maar weer eens, gevare van geld is daar ook. En van vertroue skuif. So indien ons vertroue skuif, nie meer net van ons hemelse Vader af nie, maar na ons bankrekening toe en alles wat ons opgaar en eenvoudig nie meer wat ons vertrou en wat ons veronderstel is om te vertrou nie. En natuurlik dit lei na sonde, want as ons net daarna gaan kyk ook, dan jaag ons goeders na wat eintlik glad eers daar veronderstel is om te wees nie. Maar weer eens, ons verloor ook fokus. En ek dink ja, daai 3 elemente is baie gevaarlik. Want weer eens sê die Here vir ons baie mooi in Matteus 6:33, vind eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En natuurlik die Here wil ook hê ons moet slawe wees, want is tog hoekom Jesus gesterf het. Jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Mariska Joubert se lewe het drasties verander toe jare van dwelmverslawing gelei het tot 'n motorongeluk wat haar mobiliteit ernstig aangetast het. Ek gesels nou met Mariska oor haar moedige besluit om haar lewe terug te neem en haar inspirerende pad na herstel, selfstandigheid en hoop. Mariska, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Baie dankie. Mariska, wat het gelei tot die punt waar jy in die motorongeluk was? Ons het eendag ons bietjie uitgegaan en ek was vals beskuldig dat ek weer dwelms gebruik. Dit was een van my eerste oomblikke wat ek probeer ophou dwelms gebruik het. Toe besluit ek om die mense te wys, as jy my gaan beskuldig, dan gaan ek jou wys, ek gaan dit weer doen. En op pad terug van die dwelmhandelaar het ons in 'n groot karongeluk betrokke gewees. Ek het wakker geword in die Mielielande. Die kar is totaal en al stikkend gewees. En toe ek probeer opstaan, toe kon ek glad nie opstaan nie. Op daai oomblik het ek nie besef hoe ernstig dit was nie. Daar was 'n tannie wat nog vir my gesê het, sy gaan my ma bel. Dus ek vir asseblief moenie, ek dink dit is so ernstig nie. En toe ek weer wakker word, dus ek in die ambulans en daarom is my ma by my. En van daar af moet ek nou maar vorentoe gaan. So, die dwelmverslawing het hoe begin, Mariska? Kan jy daai een oomblik amper trace en sê, okay, dit is waar ek nou eintlik gekom het, waar ek het een keer probeer en nou wil ek elke dag, elke oomblik van die dag nog en meer gebruik? Ek dink
10 was my ergste verslawing gewees. Hoe oud is jy toe? Graad 11, 17. Okay. Ja, 17. Okay. Ek dink daai was my ergste verslawing gewees. Ons het dit eers net occasionally gebruik en ek het gedink dit is mos nie 'n probleem om dit so nou en dan te gebruik nie. En dit het op 'n stadium gekom wat ek dit ewen by skool gebruik het. Dit was crazy, maar nooit het ek regtig besef dit was 'n verslawing gewees nie. Tot en met ek regtig skoon gekom het, toe besef ek maar ek het eintlik 'n probleem. Jy's in soveel denial dat jy nie besef jy het regtig 'n probleem nie. Ja, en dit is daai siklus amper van leuns en dit probeer wegsteek vir mense en dan ophou en weer begin. Jy was seker in daai tipe siklus ook erg vasgevang. Ek was verskriklik en ek dink ek het vir myself baie gelieg daaroor. Ek het myself probeer flous daai denial wat hulle van praat. Dit was 'n groot skok. Nou as ek terugkyk, is dit 'n groot skok. Ja. Want ek het gedink ek's jonk en ek kan mos maar doen wat ek wil. Maar ja, mense sê jonk en jy kan doen wat jy wil nie. Ja. Ongelukkig nie. Was daar 'n spesifieke trauma in jou lewe wat gelei het daartoe dat jy begin dwelms gebruik het? Ek was gemolesteer in graad 7 toe ek 12 was, 13, 12. En ek dink daai stadium want ek was te bang om my ma te vertel daarvan. So ek het myself ons sê altyd jy het 'n gaatjie in jou siel en daai gaatjie het ek probeer vul met die verkeerde goeders. En dis toe ek nou maar begin besef het of dit gevul het met die dwelms en goed om daai einas weg te vat. En ek het eers graad 9 die guts gekry om vir my ma te sê luister hierso, dit het gebeur. Maar ek het ook vir haar 'n briefie geskryf. Ek kon nie vir haar lewende lywe sê nie. So ek wil nou teruggaan na die ongeluk. Die ongeluk gebeur toe nou, is dit die punt waarop jy nou sê ek gaan nou ophou met die dwelms? Nee. Nee. Ek was vir 65 dae in ICU alleenlik. My longe, albei my longe het plat geval. Ek is my tot 3 rugwervels versplinter in my en my longe het plat geval. Ek was op 'n trachea gewees. Ek was een van 5 mense, die eerste 5 mense in Suid-Afrika op 'n ECMO masjien daai tyd. So die mediese fondse het teen dit geskop want dis nie in Suid-Afrika. Ja. 2 van ons het oorleef. En ek was nog in rehabilitasie vir die rolstoel. Toe begin ek al klaar weer gebruik. Ek het vir 2 jaar na die ongeluk nog steeds gebruik. En een oggend nadat ek gebruik het, toe besef ek hoorie, maar ek kan nie eers uit my bed uitklim nie. Ek kan niks vir myself doen nie. Toe besef ek, pull yourself towards yourself. Ek moet regkom of ek gaan dit nie maak nie. Want dit is nou 'n storie van jy het reeds trauma beleef, toe jy in aktiewe verslawing, toe gebeur die ongeluk, nou moet jy dit ook verwerk, dan is jy weer terug in aktiewe verslawing. So dit is net 'n dieper en 'n dieper gat wat daar gebeur. So hoe kom jy dan daar uit? Want vir baie mense, as so iets lewensveranderend met hulle gebeur, wil hulle nie weer opstaan nie, letterlik. Hulle wil nie weer probeer om te lewe nie. As ek kyk daarna, dan maak dit my actually baie kwaad, want daar is mense wat so is soos wat jy sê, ja. Maar ek moet sê my ma se huistervrou, as dit nie vir my ma was nie, het ek nie weer opgestaan nie. Daai vrou het nie opgegee op my nie. Sy het beklei vir my terwyl ek nie kon beklei nie. So sy het my die hoop gegee om weer aan te gaan. En wat was die keerpunt in die regte rigting nou toe dan? Ek dink omdat ek so siek geword het en toe besluit ek nou maar net kyk hierso, dis nou tyd. En ek dink dit was 'n jaar of 2 na ek skoon gekom het, toe word ek swanger. So ek dink my seentjie het my die meeste hoop gegee ook. Want vir daai ouetjie moet ek 'n eystervrou wees. Ja. Jy moet wees vir hom soos wat jou ma vir jou is. Yes. En toe jy nou besluit het ek wil skoon word, was dit iets wat jy op jou eie gedoen het of het jy soos meetings bygewoon, het jy na rehabilitasie gegaan, het jy dit net op jou eie gedoen?
ek en my ma en my familie het dit deurgewerk. As ek party aan 'n cravings gehad het, dan sou sy vir my sê, luister hierso, laat weet my, ek bring 'n bottel wyn en ons drink tot jy vergeet van jou cravings, although die drank ook nie regtig die beste is nie, maar dit het darm daai verslawing of soos hulle sê, it takes the edge off. Ja. So sy was daar vir my whenever needed, 3:00 die oggend as ek 'n tawwe aand gehad het, was sy daar. Mariska, jy het 'n baie inspirerende storie en jy gebruik dit nou eintlik om ander mense wat sukkel met verslawing te help. Wat het nou toe gelei dat jy gaan luister my storie kan dalk ander mense inspireer en ook help om oor hulle verslawings te kom? Ek werk nou by Freedom Recovery Center, so ek speech elke dag vir die ouetjies. Ek sê vir hulle, weet julle wat, julle is geseënd om nog te kan loop, julle is nog geseënd om 'n toekoms te bou en julle het hoop. So moenie laat enige iets julle terughou nie. Ek wil net daai inspirasie wees. Al kan ek nie iemand se lewe verander deur verslawing nie, maar net van dankbaarheid. Want daar's soveel mense wat opstaan dalk met 'n pyn in 'n skeet en dan kry hulle self jammer vir die hele dag. Ek moet elke dag opstaan in pyn en goeters en ek moet nog steeds aangaan. So al is dit nie net vir die verslawing nie, maar die bietjie hoop. Ek probeer elke dag. Is daar nie daar wat steeds vir jou moeilik is nie en jy kyk na jou lewe, jy kyk na die besluite wat gelei het tot waar jy nou is, dink jy net nie, ag nee, ek wil nou net nie meer nie. Some days, maar dit is nie meer so baie soos wat dit was nie. As ek myself jammer kry en dan begin ek huis skoonmaak, dan voel ek beter. Mariska, jy was vir 13 jaar werkloos en 'n werk gee vir mens 'n doel, dit gee vir jou 'n purpose en die feit dat jy vir so lank dit nie gehad het nie, het seker ook 'n impak op jou lewe gehad, maar nou is daar 'n nuwe hoofstuk vir jou. Dit is so awesome, ek moet sê, net om elke oggend op te staan en te weet, ek moet iewers te wees en ek gaan tussen mense wees, om vir 13 jaar alleen by die huis te wees en een eenvoudige roetine te volg, was nie baie lekker nie. Jy val in jou eie ander depressie. En dit is net awesome om met al hierdie mense te werk en ek kom first hand uit wat hulle deurgaan. Ek het nie woorde nie, net om te voel ek het 'n purpose. Ja. Wanneer mense en ander dwelmverslaafdes of middelverslaafdes hulle stories met jou deel, is dit vir jou lig, is dit vir jou swaar, is dit vir jou iets wat regtig dan iets word wat jy net wil help en jy net wil regmaak waar hulle seer het? Ek wil hulle nie help nie, maar ek wil hulle bystaan. Ja. Dit amaze my, want weet jy, daar's party mense se stories wat erger is as myne. So, elke huisie het sy kruisie, en ek is dankbaar vir elke dag, want daar's ons baie ander mense wat nie so geseënd is soos ek nie, en baie ouers wat opgegee het op hulle kinders, van my ouers nie op, of my ma nie opgegee het op my nie, so daar's soveel om dankbaar te wees voor. Wat gee vir jou daagliks hoop dat dinge gaan beter word en dat dinge gaan so rooskleurig bly soos wat hulle nou is? Want ek kan sien jy is nou op so 'n goeie punt in jou lewe. Wat klou jy aan om te sê hierdie gaan wees hoe my lewe gaan wees vir die res van daarvan? Ek wil my storie verder vat en ietsie brand in my om dit verder te vat. Ek weet nog nie wat ek gaan doen nie, maar dis wat brand in my om alles verder te vat. Mariska, ek wil net vir jou sê, dit was regtig wonderlik om jou storie te sien, om jou hoop te sien, om te kan ervaar hoe jy daai positiwiteit met die wêreld deel. Is regtig spesiaal en ek dink ons kykers gaan definitief beslis aanklank vind daarbey. So baie dankie dat jy vandag met ons kom deel het. En dankie vir julle. Wat 'n storie. Mariska Joubert, jy kan ook vir haar gaan volg op ons op haar sosiale media platforms. As jy so 'n stukkie hoop in jou lewe nodig het. Hierdie storie sal natuurlik ook op al ons sosiale media platforms beskikbaar wees, as ook ons YouTube kanaal. Ons is net hierna terug met nog 'n bietjie lig en 'n bietjie vreugde. Jan Scheppel kom maak vir ons met sy fuel bietjie musiek. We
We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just 1 click away. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. AC/DC Express. Everything electrical. Welkom terug. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en vandag het ons 'n baie spesiale gas hier by my in die ateljee. En dit is niemand anders nie as Sheppel en jy het jou viool saamgebring. Ek is kinderlik opgewonde. Baie welkom hier by ons. Goeiemôre. Goeiemôre. Nou, ons gaan so 'n bietjie teruggaan in tyd. Jy gaan nou vir ons iets speel ook en daarna sien ons baie uit. Maar ek wil graag by jou hoor om 'n instrument soos die viool op die vlak te kan speel wat jy dit speel. Moet 'n mens seker op 'n baie jong ouderdom begin. So hoe oud was jy toe jy begin het met lesse? My ma het my gestuur toe ek so 5, 6 jaar was. Ja, voordat ek nog eintlik geweet het wat aangaan. En dan 15 jaar later, dan sê sy 20 en so en ek so mediese swat het en toe swat ek musiek. Kan jy nou en ja. En is dit iets wat jy graag wou gedoen het? Was dit 'n instrument wat vir jou uitgestaan het en wat jy gesê het ek wil graag hierdie instrument leer speel? Maar ek begin met klavier en viool. Ja. En wat my 2 gunsteling instrumente was en ek moet sê ek nogal aanklank gevind. Ja, dan sê sy 11, 12 jaar oud word en jy doen dit nou vir 'n paar jare. Dan raak jy maar gewoond en dan raak dit maar soos 'n tweede natuur. Ja. En sê vir my, hoeveel geduld moes jou ouers hê met 'n kind wat moet leer om viool te speel? Baie ou. Ek dink al die ouers redelik en die onderwysers. Ja, die viool is een van die instrumente, dit vat so 'n paar jaar. Ja. Sheppel, jy het in verskeie orkeste gespeel. Ek meen, hier's 'n hele lysie. Jy het jou debuut gemaak by die Johannesburg Simfonieorkes. Daar was die Pretoria Simfonia en dan ook die KwaZulu-Natalse en Kaapstad Filharmonie. So watter tipe musiek het jy daar gemaak?
En hoe het jy daardie ervarings beleef? Ja, dis baie anders. Ek doen nou baie meer sekulêre en meer populêre musiek. Ja, en So die daai is rock and roll ook, ja. Natuurlik. AC/DC en so in Afrikaans. Ja. Daai is eng klassiek. So ek het natuurlik groot geword en Zante Hofmeyer, Gerard Korsten, en dan gaan jy na die nasionale jeugorkeste toe en winterskole en daai tipe ding en ek het ook dirigeerkuns gedoen met die KZN Philharmonic, Philharmonies. Ja. En so daai is heeltemal 'n ander wêreld. Dit is baie meer kan ek sê streng en klassiek. Ja. So dit was my grondslag. En toe as jy 20-30 raak, dan kom jy agter, okay, daar's 'n bietjie ander goed wat jy ook kan speel, behalwe beter vir 'n Mozart. En dan kan jy wel 'n spoegwolf vir AC/DC inwerk. En dit maak dit baie interessant. Was daar iets wat gebeur het wat jy laat besluit het ek wil nou oorbeweeg na die genre van rock toe? Wel, ek was nog altyd bietjie van 'n rebel gewees. Ja, en as jy so in jou tienerjare is, dan kom jy agter, okay, daar's goed soos popmusiek en jazz en Guns N' Roses. Ja. En ek het nog altyd bietjie om die lyne ingekleer. Ek natuurlik is mal oor klassieke musiek. Ja. Maar as jy natuurlik nou agterkom daar's ander tipe musiek en jy begin dit uit speel en dan speel jy saam met baie orkeste en kunstenaars en dan voor jy oë uitvee, dan begin jy feeste te doen in die bos en so en dan ewe skielik gaan jy van Mozart na AC/DC toe oor so 15 jaar, ja. En ek dink dit is wat dit vir my so lekker maak wanneer dit kom by dit wat jy doen. Want ek onthou, ek was een keer by 'n winkelsentrum gewees waar daar meer restaurante eintlik is en jy het so in die buitelug so 'n bietjie musiek gemaak en een van my vriendinne was saam met my daar gewees en ek onthou sy was so in vervoering gewees en sy het al hierdie video's gemaak en sy kon net nie glo dat jy so rondstap en die mense so bekoor nie. Nou, ek het my viool saamgebring. Ek sien. Nou moet ek net byvoeg, ek het hierdie viool aangeskaf toe ek op skool was. Dit was nog altyd 'n droom om hom te leer speel. Nooit by die lesse uitgekom nie, want dit het altyd ingemeng met my akademie. Ek was so 'n bietjie van te veel van 'n pluggie. So ek het gewonder of jy dalk vandag vir my so vinnige vioolles kan gee. Ja, hoekom nie? Enige tyd. Jy moet nou vir my van die begin tot die einde sê hoe om te maak. Moet ek opstaan? Kan ek maar bly sit? Jy kan bly sit, jy kan staan. Goed. Kom ons staan. Kom ons staan, okay? Goed. So, ek wil net hoor of ons kan. Ek wil net hoor die tegniese span gaan die kameras ons inkry as ons opstaan. Ek wonder, kom ons kyk. Goed. Okay, great stuff. Dit is daai se goeie begin. Goed. Linker skouer. Ja. Dis hy. Ja. Perfek. Nou gaan jy net jou linkerhand bietjie agtertoe beweeg. Ja. En dan ontspan jy linkerhand, there we go. Dis 'n natural. Daar. Dis hy. En dan hierdie is jou verfkwas. So daai is jou stok. Ja. En jy gaan letterlik hom vashou asof jy nou soos 'n leeu of 'n kat, sê op pot dit optel, gaan jy net jou vingers bo sit. There we go. Goed. Daar. En dis hy. So al wat jy doen, kyk nou, dit is so dom, hoor. Maar later ook 'n tweede natuur, dit raak soos 'n deel van jou arm. En dan gaan jy in die middel sit en as jy reg vir dit. Kom ons kyk. Let's go. Dis hy. Dis 'n suiwer noot. Mooi. Sou Well ek done. sê. Goed, so ek dink ons gaan nou weer sit. Okay. Dat ons net mooi in al die skote is. So laat ek nou lyk soos 'n professionele persoon of probeer altyd. So jy sê ek hou net daar vas. Beautiful. Heel ontspanne. Kies 'n snaar. Nog steeds reg. Mooi. 100%. Ja, kies eene. Dis hy. Dis hy. Beautiful. En net liggies. Is dit die tegniek? Ja, net lekker. Don't ever think it. Dis hy. Well done. Baie so vir iemand wat begin het, is dit nog 'n mooi suiwer klank, hoor. Nou maar weet jy wat? Ek dink miskien moet ek by jou uitkom vir 'n paar verdere lesse. Ons kan dit reël. Want ek meen, jy kan tog verstaan. Ek dink dit is so 'n fyn instrument. Baie mense sal vir jou sê, nee man, tel net die instrument op en leer self om dit te speel, maar ek weet nie of 'n mens regtig kan nie, want daar's seker baie swak gewoontes wat 'n mens kan aanleer. 'n Klavier kan jy kan die noot druk en is daar. Ja. Gitaar ook, viool jy nou, jy moet die klank maak ook. So daar's baie ander dinge wat jy moet kyk en so, maar vir iemand wat nou net begin het, is dit nogal. Ek dink jy's net besig om te goed te wees vir my selfbeeld. Nou weet jy wat? Jy gaan wel vir ons iets professioneel speel, maar ek gaan nou hierdie na die volgende segment toe probeer lei op 'n interessante en kreatiewe manier. So kom ons kyk. Go for it. Jy kan ingeskakel bly want net hierna gaan Sheppel vir ons 'n bietjie musiek op sy eie maak. Ek beloof ek gaan my viool wegsit, maar ek dink aangesien hy my nou so 'n bietjie touwys gemaak het, gaan ek hom so eindig. En inlei na die volgende segment toe. Maak seker jy bly ingeskakel, ons is nou weer terug.
Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Or maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Mapa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Welkom terug. Dit is nou tyd vir musiek en ons luister nou na Sheppel met sy weergawe van 4 seisoene kind. Pragtig. Is daar nog ietsie wat jy vir ons wil speel? Wel, Afrikaans is nou 100 jaar oud. Ja. En my Afrikaanse album wat ons in 2021 uitgebring het, is nou 4 jaar oud. Baie geluk. Met 'n maand of so en hy het nog 'n samengekry en 'n uitsa nominasie wat vir Afrikaans instrumentaal nogal, moet ek sê, nogal iets trots is. Definitief. So ons gaan definitief nog hierdie jaar 1 of 2 Afrikaanse snitte bring en julle sal hierdie ken. Julle sal hierdie ken. Kom ons luister. En vir diegene wat gewonder het, ja, Yes, Lucas ja. Marie se Victoria Bay. Ek wil jou gou hier op die spot sit. Ja.
Ek wil hê jy moet vir my 'n rustige liedjie in 'n rock weergawe doen. 'n rustige liedjie in 'n rock weergawe. Is daar miskien iets soos van Larika Raug of so wat jy vir ons Stille Waters of iets dit? Ja, kom ons maak dit rockerig. Okay. Lekker. Dit, ja. Lekker. En ek het hom nou regtig op die spot gesit. Dit was nie aan hom voorgelê of voorberei nie. So baie dankie daarvoor. Lekker onvoorbereide stukkie musiek. Ek wil vir jou vra, hoe besluit jy watter musiek jy gaan verwerk vir die viool? Dis 'n goeie vraag. Veral met die Afrikaanse album, kyk, dis natuurlik dit moet musiek wees wat ek van hou. Ja. So ek hou daarvan, ek is natuurlik 'n groot Spoegwolf fan, natuurlik Spoegwolf en natuurlik jou klassieke liedjies soos Stille Waters, Connie de Villiers, Karoo Nag, lekker nuwe goedjies van Fatman, Dorp toe, 4 seisoene kind. Ja. So ek dink as dit baie melodies is en dit kan werk op 'n viool en as iets wat jy goed kan sing, dan gewoonlik omdat hierdie so naby aan 'n stem is, dan werk dit altyd mooi, ja. En ons het net so 'n voorsmaakie gekry van wat 'n mens nou eintlik kan verwag, maar as jy dit nou moes opsom, wanneer iemand nou na 'n Sheppel vertoning toe kom, wat kan hulle tipies verwag? Want ek dink dis seker moeilik, dis soos 'n lucky packet. Ja, dis reg, daar's altyd 'n verrassing of twee. So dit sal enigiets wees van bietjie Afrikaans, toe vind ek jou daai of AC/DC, Metallica. Ja. Ja. En waar kan ons jou volgende sien optree? So ek is die 6 November by die Atterbury Theater en ons doen 'n groot Kersfeeskonsert. Ek wou vir jare al Kersfeeskonsert doen, maar soos hulle altyd in die ou dae gedoen het. Jy weet, Jerusalem en daai goedjies en doen 'n lekker Little Drummer Boy met 'n lekker groot produksie. So ek sien uit 6 November by Atterbury. Is daar 'n liedjie wat vir jou uitstaan wat altyd net vir jou so kyk vioolklanke dink ek is oor die algemeen vir my persoonlik, dit laat my nogal energiek voel. Ja, natuurlijk. En ek dink dit is ook wat my geïnspireer het. Ek deel nou 'n persoonlike storie, maar Lizelle Leroux wat deel was van Eclipse. Ja, Lizelle, ja. Dis as gevolg van haar wat ek 'n viool aangeskaf het. Maar is daai energie op die verhoog. Maar is daar 'n liedjie wat jou altyd so 'n bietjie, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, energized dat voel wanneer jy dit speel? Ja, enigiets in die 80s. Enige iets is Ivor Tiger, daai tipe goeters, definitief. Ja, en is lekker met op 'n viool. Mense verwag dit nooit nie. Totdat jy dit speel met 'n orkes en 'n lekker verwerking, ons almal soos, "Oh, ek nooit geweet jy kan dit op viool speel nie." Ja. So gepraat van mense wat dit nooit verwag nie. Jy tree by verskillende plekke op, jy het al by feeste opgetree. 'n Mens dink aan iets soos in die bos ook byvoorbeeld. Dis reg, ja. En ek dink dan is mense nogal verbaas. Hoe beleef jy die gehoor wanneer jy daar opdaag met jou sogenaamde André Rieu hairstyl? O ja, nee. En jy verbaas hulle net heeltemal. Dit is altyd, dis altyd die eerste paar sekondes is altyd interessant. Jy gaan mense kry wat jou van tevore gesien het. Dan weet hulle wat om te verwag. Maar gewoonlik as jy by 'n fees uitstap, of jy nou saam met jou orkes het of nie, soos by drummer of 'n elektriese gitaar, dan kom hulle agter, okay, hoe gaan hierdie nou werk? En dan begin jy met 'n tandestrak of met 'n Ivor Tiger of van elke kant en dan is hulle soos, okay, ons het hierdie glad nie verwag nie. So en dit is nogal lekker om daai reaksie te sien en dan sê hulle, okay, ons het nooit gewerk, ons het nie geweet dit gaan werk op viool nie. Ja. En veral as jy dan soos toe vind ek jou doen of 'n Spoegwolf en so, as mense soos, okay. Ja, en dit is nogal lekker uniek en dit werk. Ja, baie lekker. Jy verwys na Spoegwolf, maar ek wil afsluit deur vir jou te vra, as al enige kunstenaar of groep is, het sy dit plaaslik of selfs internasionaal is, saam met wie jy nog kan optree, wie sal dit wees? Ja. Okay, so iemand wees wat nog lewe. Enige iemand, dit kan selfs iemand wees wat nie meer met ons is. Jong, ek sal sê, daar is so baie wat ek hou van alles van klassiek tot alternatief, Afrikaans natuurlik, ek is 'n groot Danie Spoegwolf fan, ek Danie goed. En AC/DC natuurlik, André Rieu natuurlik. Een van die beste showmans natuurlik op die planeet. Ja. En ek sal sê, ja, kom ons kyk, iemand soos Coldplay of Queen, ja. Baie goeie keuses. Nou, ons moet so 'n bietjie op 'n dramatiese noot eindig. So Sheppie, speel vir ons ietsie hartseer daar asseblief. Ja, kyk, as mense natuurlik dink aan ietsie hartseer, is daar net een liedjie. Ja, want dit is nou al vir vandag, so hy gaan voortgaan. Dis al van ons kant af. Vaar julle wel. Tot wederziens.
Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lotterspine, ons is denners goed. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef liefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou.